Vandag se top stories: EFF-lede ruil hul rooi berette vir die DA se blou. Rosatom flipvlooi in Kaapstad en vigilante geweld smeel in Pretoria, Soweto en die Kaap. Goeiemiddag, ons stel af tot by die grootste storie van die dag en begin in Potchefstroom waar EFF-lede donderdag in 'n simboliese gebaar hul rooi berette en T-hemde uitgetrek het om dit vir Julius Malema terug te pos. Hulle sal nou by die DA aansluit. Twee EFF-leiers in Noordwes, Romeo Machila en Sam Makobane, het vandag oorgeloop na die DA in Potchefstroom. Hulle het albei hulle pette gegee, dit sal in 'n boks gesit word en aan Julius Malema gepos word in die parlement. Die belangrikheid van hierdie gebeure vandag is dat die DA graag met volgende jaar se munisipale verkiesing in 2016 Potchefstroom wil inpalm omdat die party reeds baie sterk hier verteenwoordig is. Die EFF-lede het gesê die rede vir die oorloop is dat hulle ontnugter is deur die EFF en voel hulle word mislei. Dankie. En al wat 'n joernalis en kernkragkenner is donderdag in die Kaap vir die PowerGen Africa konferensie oor kernkrag. Rosatom, die Russiese kragverskaffer, hou 'n slypskool om die voordele van kernkrag aan Suid-Afrikaners voor te hou. Maar is Rosatom so 'n groot naam in die kernkragbedryf? Rusland is nou in 'n posisie waar hulle dalk onder sanksies of ander politieke druk is en nie oral hulle tegnologie kan verkoop nie. So Suid-Afrika is 'n gunstige mark om nou hulle tegnologie te probeer smous. Mense is gewoonlik bietjie skepties oor enigiets van Rusland. Maar as mens tegnies daarna gaan kyk, is hulle waarskynlik heel goed. Die grootste kwessie is die finansiering. Wie gaan dit daarvoor betaal? Hulle sê hulle 3 modelle van finansiering daarvoor, maar die aptyd vir finansiering vir kernkrag is deesdae, dit lyk nie goed nie en die ander ding is alles vat langer as wat mense gewoonlik beplan en Suid-Afrika het nie daai luukse nie. Boendehowe boer behoorlik in die nuus hierdie week. Die burger het vroeër die week hierdie grafiese video ontvang van hoe mans wat byna die slagoffer was van 'n voornemende kitsbankrower onlangs in Mitchells Plain die gereg in eie hande geneem het en hul aanvaller helder oordag by 'n vulstasie aangerand het. In nog 'n insident het 'n GPF-lid en 'n gemeenskapsleier van Pretoria 3 motordiewe met grawe, hamers, plastieksakke en tuinvirke gemartel. Die vigilante groep is Woensdag in die streekshof skuldig bevind op aanklagte van moord, ontvoering en aanranding. En in dieselfde week is 3 mense Woensdag in Soweto beseer en 1 man dood nadat 'n boendehof, blykbaar meestal bestaande uit vroue, hulle na bewering toegetakel het vir die diefstal van 'n grassnyer. Die verskynsel is egter allermins uniek of nuut. Verslaggewer Christopher Moage het van dese week vir die Daily Sun koerant hierdie skokkende verskynsel ondersoek. We recently published a feature about mob violence. What happened is that I did a research asking people about mob violence, and most of them, they told me that what made them resort to mob violence was because of a lack of police visibility in the area. Tweet vir ons jou top stories of e-pos nuus by netwerk24.com.